Goeiemôre vriende, op hierdie mooi woensdagoggend, die 26ste November 2025, so die middel van die week. Ek dink vir die ouers sien ook seker 'n bietjie uit dat die vakansie moet kom vir die kinders of nie. Ek weet nie, miskien sien nou nie uit nie, want dan is die kinders die hele tyd daar, maar ou sien tog wel 'n bietjie uit dit so 'n bietjie vir 'n bietjie meer 'n rustigheid dat ou nie moet rond te ry. Sies tog en al hierdie ander goedes hoef te doen nie, né? So mag dit vir julle sommer 'n lekker woensdag wees. Ons raak net so vir 'n wyle stil. Drie enige God, dankie vir die liefde en u trou in ons lewens. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is al steeds hier so in Filippense, Paulus wat praat, 'n gemeente waarvan hy hou. Dit was die eerste gemeente op Europese bodem gewees, het ons gelees. Dit is Romeinse soldate, ex-Romeinse soldate, afgetrede Romeinse soldate wat hier so bly. Dit is eintlik vir hulle eintlik al vir 'n beloning gewees omdat hulle in die weermag gedien het, maar ook dan 'n buffer as daar mense vir hulle wil aanval. Het ons gemekaar sê 61 na Christus die brief geskrywe, vriende. Paulus het op hierdie stadium in die tronk wanneer hy die brief skryf. Hy's soos die Engelsman sê fond van hierdie gemeente, en dan lees ons vriende, wanneer hy sommer kom met ons praat hierso in Filippense 2, waar hy kom sê, weet jy, dieselfde gesindheid moet in julle wees as wat daar in Jesus was. Net voor dit in Filippense 1 sê hy vers 27, hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus sal wees, né? Dan kom sê hy in vers 5 en 2, want dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar in Jesus is, né? Jesus het hom verneder om 'n slaaf te word, verder verneder om 'n mens te word, verder verneder om gekruisig te word, vriende. Dit vir ons. En dan kom sê Paulus, dan praat hy met hierdie mense, onthou hulle is omring deur 'n klomp heidene, vriende, hulle het nou die gemeentetjie hier so in Filippi, nou kom sê hy vir hulle, my geliefdes, julle was altyd gehoorsaam as ek daar is, maar julle moet ook te gehoorsaam wees as ek nie daar is nie, né? En dan kom sê hy vir hulle, hoor hierso, julle moet altyd eerbied en ontzag hê. Ja, laat daar altyd by julle eerbied en ontzag wees om as verloste mense te lewe, né? Om as verloste mense te lewe. En dan gaan hy aan en kom sê, hoor hierso, die een ding wat julle moet doen alles sonder klaar praat, en die volgende ding, julle moet altyd bo alle verdenking staan. Moenie dat mense julle verdink nie. Bly opreg en onberisplike kinders van God, te midde van 'n korrupte en ontaarde geslag. Dit klink baie bekend in ons tyd ook, né? So ons moet altyd die ouens wees vir die toon aangee, waar ons is in besigheid, waar ons is in die staat, waar ons is in ons vriendekring. Liewe vriende, ons moet altyd bo verdenking staan, opreg en onberisplik, kom sê hy vir ons. En dan die volgende versie wat ek net by wil stil staan, waar hy kom sê, tree onder hulle op, dis nou onder die ontaarde en korrupte mense, tree onder hulle op, as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Net daai vers. Ons visie in ons gemeente, vriende, is laat jou lig so skyn. Laat jou lig so skyn, nee. Laat jou lig so skyn in die werksplek. Laat jou lig so skyn daar in jou vriendekring. Laat jou lig so skyn daar in jou huwelik. Laat jou lig so skyn daar in die kerkgemeenskap waar jy is. Laat jou lig so skyn, ek kom sê hy vir ons moet ligdraers wees. Wat doen lig? Lig val, maak donkerder lig, liewe vriende. Lig ontbloot goed. Daarom kom sê hy, julle moet bo alle verdenking staan, opreg en onberispelik lewe. Julle moet so lig wees dat dit op die donker patches val en dit ontbloot om te sê, nee, maar wat se nonsens gaan hier so aan, hè? Julle moet ligdraers wees in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra. Wat is die woord van die lewe? Dis Jesus Christus. Dis Jesus Christus. So ons moet vir mense as ligdraers gaan vertel, liewe vriende, van Jesus Christus wat vir ons gesterf het aan die kruis. Jesus Christus, liewe vriende, wat nie maar net 'n profeetjie was nie, soos Mohammed nie, liewe vriende, nee, dit is die seun van die lewende God, deel van die drie enige God wat hulle ontken. Sê, God kan nie 'n seun hê nie, met al die redenasies wat daarmee gepaard gaan. As jy gaan kyk weer eens wat alles opgeteken is, liewe vriende, vir ons al hier wat se jare al, en dan kan jy kyk waar hierdie ander manne kom met al hulle ander godsdienste, dan besef jy sou regtig begin om die Nuwe Testament te lees, dan besef jy maar dit is die ware woord. Dit is eg. Dit is waar. Daarom, liewe vriende, moet ons lig uitdra. Hier's mense wat verlore gaan, wat dink hulle gaan hemel toe. Hulle dink hulle gaan hemel toe. Hulle gaan nie.
Dis die sad gedeelte daarvan. Jesus sê ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar's nie nog 'n openbaring daarna nie, vriende. Dis nonsens. Daar's nie nog 'n openbaring nie. Die getuies dat hierdie openbaring die openbaring is so oorvloedig. Ek sal roep ek al weer 'n bietjie vir julle vertel daarvan, vriende, maar dis oorvloedig. Dis oorvloedig. In terme van die ander ouens se bewyse van dat daar openbaring was, nie so friskie gegaan om tot niks aan nie, nê. So daarom, dit is die openbaring, dit is die finale openbaring wat God kom gee het in Christus. Dat wanneer ek en jy in hom glo, ons die ewige lewe sal hê. En liewe vriende, daarvoor moet ons ligdraers wees. Daar moet ons die woord gaan uitlewe in die wêreld. En ons sal dit met liefde moet doen. Ek en jy gaan mense nie baie keer oortuig nie, maar wanneer iemand vir jou vra, vriende, dan moet jy kennis hê, dan moet jy 'n bietjie die Bybel bestudeer het, bietjie gaan kyk wat daar so staan. Gaan lees maar net die evangelies. As jy nie al die evangelies lees Markus ten minste. Lees Markus, sorg dat jy Markus goed ken. Sorg dat jy Markus goed ken. As jy nog een wil ken, liewe vriende, gaan lees Handelinge van alle Paulus se sendingreis en goed. En dan kom die briewe van Paulus natuurlik. Maar sorg dat jy daai twee goed ken. En wanneer jy met iemand praat, getuig oor, moenie probeer oortuig nie, getuig daarvan. Niemand kan jou getuienis afvat nie, né? So ek en jy, sê Paulus vir hierdie mense in daai tyd al, julle moet as ligdraers in die wêreld optree deur die woord van die lewe uit te dra. Kom sê, en dan sê hy die volgende vers, hy praat oor homself, hy sê, dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie, en nie verniet geswoeg het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly. Ja, as ek saam met julle almal bly, om dieselfde rede moet julle ook bly wees. Ja, saam met my bly wees. Hoe sê Paulus vir jou en vir my volgende? My 5 cent vriende. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.